Echelon insetsel word aan jou gebring deur Deloitte. Vir innoverende denke en deeglike strategiese beplanning, gaan na Deloitte. Moneyweb, wat verantwoordelik is vir RSG geldsaake, doen tans 'n potgooi reeks oor sake en ander leiersfigure. Die gesprekke, getiteld Hoër Echelon, word volledig in video- en klankformaat op die Moneyweb webtuistes geplaas. Om na die klankgreep te luister, gaan na www.moneyweb.co.za. Om na die video te kyk, gaan na youtube.com/moneyweb. Ons gas in hierdie Hoër Echelon gesprek, wat op donderdag 20 Desember 2012 opgeneem word, is Dr. Alan Barnard, een van die leiers op die gebied van The Theory of Constraints of beperkingsteorie. Hy is ook uitvoerende hoof van die Goldratt Navorsingslaboratorium en het direk saamgewerk met Dr. Eli Goldratt, die skepper van beperkingsteorie. Goeiedag Alan en welkom by RSG Geldsaake en by Moneyweb. Goeiemiddag. Nou Alan, ek dink eerstens moet jy dalk net kortliks vir ons luisteraars verduidelik wat beperkingsteorie is. Ek dink dit gaan moeilik wees. Ek het hier die boek The Theory of Constraints Handbook. Hy is redelik dik, so om dit in 'n paar woorde of 'n paar sinne op te som, maar kom ons probeer. Wat is beperkingsteorie? Ek dink die maklikste manier om daarna te kyk is om te gaan dink aan 'n ketting en te dink aan hoe maak ek 'n ketting sterker? En ons weet dat die swakste skakel in die ketting is wat die sterkte bepaal. So eerder as om te probeer om elke skakel sterker te maak of ligter te maak, fokus jy op die swakste skakel. En dit is wat beperkingsteorie regtig doen, is om te sê, dit maak nie saak hoe groot die stelsel is, hoe kompleks die stelsel is nie. Dit kan altyd gesien word as 'n ketting of 'n stel kettinge en dat die sterkte van die organisasie die moontlikheid om addisionele doeleenhede te maak word beperk deur die swakste skakel. So as jy gaan kyk, dit is in teenstelling met die manier wat die meeste organisasies probeer om hulle doelwitte te bereik. Hulle dink die beste manier is om elke skakel te gaan verbeter, waar Theory of Constraints of beperkingsteorie sê nee. Eintlik is dit die swakste manier om te probeer om 'n hele stelsel te verbeter. Die beste manier is om te kyk waar is die swakste skakel en om daarop te fokus. So eintlik vereenvoudig julle die proses om 'n stelsel of 'n ketting, soos jy dit nou verduidelik het, sterker te maak. Soek die swakste punt en maak dit beter. Absoluut. Dit is natuurlik konseptueel eenvoudig, maar prakties beteken dit dat wat ons eintlik na soek is watse aannames of oortuigings van mense wat daai stelsel bestuur verhoed hulle om te fokus op die swakste skakel en om as gevolg daarvan beter die stelsel te kan bestuur. So daar's amper twee vlakke van 'n beperking. Die een is die fisiese beperking wat ons gewoonlik noem 'n bottleneck of 'n constraint. Die tweede beperking is ons eie aannames of oortuigings. So as 'n CEO in 'n maatskappy sê vir jou dat dit is onmoontlik om hulle profit te verbeter omdat hulle nie competitive kan wees nie. Hulle kan nie uitvoer, hulle kan nie teen China kompeteer nie. Daai aanname is eintlik wat die doelwitte beperk in daai organisasie, nie die fisiese masjinerie of iets nie. Dit is die aanname, die verkeerde aanname of oortuiging van die topbestuur in die maatskappy. Nou goed, voor ons verder delf in die teorie, jou rol as uitvoerende hoof by die Goldratt Navorsingslaboratorium, wat behels dit? Die fokus van ons Goldratt Research Labs is om spesifiek te gaan kyk na nuwe ontwikkelinge binne beperkingsteorie. So ons werk gewoonlik saam met baie groot komplekse organisasies, beide van die privaat en publieke sektore reg oor die wêreld. En die fokus is daar om te kyk die huidige standaard beperkingsteorie, werk dit vir hulle, indien nie, wat 'n addisionele nuwe ontwikkeling moet plaasvind, en ons doen dit gewoonlik dan saam met hulle. So van ons kliënte sluit in maatskappye so Cisco Systems, SAP, ABB, Random House Publishing. Ons werk ook nou saam met
regeringsorganisasie in Amerika, Utah State Government. So ons fokus is om te gaan kyk na nuwe ontwikkelingswerk, nuwe applikasies van beperkingsteorie en werk dan saam met maatskappye of organisasies om dit te ontwikkel. Nou die hoofkantoor van die Research Labs, is dit hier in Suid-Afrika of waar is julle gesetel? Nee, dit is in Amerika, in Boston op die oomblik, en ons het ook kantore, ek's nou besig om kantore oop te maak in Singapore, en ons het 'n kantoor in Indië en in Israel en in Japan. So dit is tipies waar die grootste werk wat ons kry vandaan kom. Nou, dus reis jy baie rond vir jou werk, maar tog is jy gebore in Suid-Afrika. Vertel vir ons 'n bietjie meer van jou kinderjare en hoe jy dan nou uiteindelik betrokke geraak het by die studie van beperkingsteorie. Ja, 1969 gebore hierso in Johannesburg en skool gegaan hierso en ek is na 'n hoërtegniese skool toe en dit was vir my 'n baie interessante lewensles geweest, want op daai stadium het twee tipes van kinders na tegniese skool toe gegaan, veral seuns tegniese skool. Die een was kinders soos ek wat wou ingenieurswese gaan swat het en jy moes na tegniese skool toe gegaan het om by 'n ingenieursfakulteit in te kom. Die tweede tipe van kinders wat soontoe gegaan het, is kinders wat nie in die ander skole toegelaat is nie. So dit was 'n ongelooflike lewensles geweest, is om saam met mense van baie verskillende agtergronde saam te werk en om te kyk hoe werk hierdie mense, wat maak dat een persoon suksesvol word en 'n ander persoon nie suksesvol word nie. Maak nie saak waar hulle vandaan kom nie, of hulle ryk groot geword het of arm groot geword het. En dit is waar ek dink my soort van interest in beperkingsteorie begin het, sonder dat ek nog geweet het daar is so teorie daaraan, is om te sien tot watter mate ons eie aannames en oortuigings gaan maak dat ons suksesvol word of nie. Ek het baie tyd op die plaas groot gespandeer, my oupa het 'n plaas gehad en ek kan onthou, hy het vir my jare terug, het hy vir my 'n quote gegee van Albert Luthuli af. En die quote was baie simpel geweest. Hy het gesê, "Be very careful, as long as you think of yourself as a victim, you'll become the next victimizer." So die belangrikheid van ons eie aannames en oortuigings het in daai skoolstadium het ek begin dink daaroor, ernstig dink daaroor. En toe ek universiteit toe, ek het by Wits gaan studeer en dit was al klaar 'n bietjie 'n krisis vir ons hoof gewees, want hy het gedog, jy weet, as jy Wits toe gaan is jy definitief 'n kommunis. Maar dit was die enigste fakulteit op daai stadium wat internasionale akkreditasie gehad het van 'n bedryfsingenieur. So ek het bedryfsingenieurswese daar gaan studeer. Ek het 'n beurs gehad by Infoplan wat deel was van die Aarmskor groep, maar net so 3 maande daar gebly, toe baie verveeld geraak. En toe werk gekry by 'n maatskappy Hendler & Hart wat potte en panne maak, al die alloy en die hart aluminium en goed. En dit is die eerste kans wat ek toe gekry het om regtig te gaan toepas wat ek geleer het op universiteit. En ek was net 'n paar maande daar toe ek 'n kennis geneem van beperkingsteorie. Dadelik al die boeke gelees wat Ellie Goldratt daaroor geskryf het. En toe dit toegepas op ons maatskappy en baie tipiese resultate gekry. En wat ek noem tipies is nie tipies normaal nie, dis tipies vir beperkingsteorie. Ja. So ons het ons vlieg omtrent 50% vermeerder, so 50% meer produkte gemaak met dieselfde kapasiteit. Ons het ons leitye dramaties gesny, ons het ons availability aan die mark dramaties opgestoot en toe die CEO na my toe gekom en gesê, "Ellen, jy weet, hoe kan ons jou kan ons vir jou een of ander iets gee om te recognize wat jy gedoen het?" En ek het gesê, "Wel, daar was 'n karakter in een van die boeke wat Ellie Goldratt geskryf het. Die karakter se naam was Jonah. En hierdie persoon het die Sokratiese metode gebruik om mense te kan hulle eie breakthrough solutions te kan ontwikkel." En ek het gesê, ek sal graag hierdie kursus gaan bywoon. Ek het uitgevind, daar was 'n kursus, maar dit was ongelooflik duur geweest, $10,000 vir 10 dae. So ek moes 'n baie goeie seil gedoen het om soontoe te gaan. En dit is op die kursus wat ek toe vir Dr. Ellie Goldratt ontmoet het. En jy het baie nou kontak met hom gehad. Wat het jy van die man geleer? Want ek meen, hy het 'n doktorsgraad in fisika, maar hy het dit uiteindelik redelik toegepas, soos wat hy alself gesê het, op die sagter wetenskappe. Ja.
Wat kon mens van hom leer? Wel die heel eerste ontmoeting met hom was baie interessant geweest, want ek het hierdie baie komplekse vrae gehad oor skedulering van 'n baie komplekse maatskappy, en ek het gedurende een van die teebreke het ek sy aandag gekry en toe saam met hom gaan sit, en hy het daar gesit en sy pyp gerook, en ek het vir hom hierdie vreeslike probleem verduidelik. En hy het my net so dopgehou en gekyk en gesê, young man, what's your goal in life? Wat is jou doel in die lewe? En ek het gedog, maar wat het dit met enigiets te doen? En ek dink dit was my eerste les gewees om te sê, enigiets wat ons doen in besigheid, in ons lewe, die beginpunt is, wat is jou doel? Want om te gaan dink aan wat beperk jy om meer van daai doeleenhede te kry, jy kan nie daai vraag beantwoord as jy nie weet wat is jou doel nie. En dit is die titel van sy eerste boek gewees, The Goal, wat nog steeds een van die 500 bestsellers op Amazon is. So dit was my eerste les gewees, is hoe belangrik dit is om 'n doel vir jouself te skep, 'n doel vir jou maatskappy te skep, en hoe meer duidelik jy dit maak, hoe beter dit is. En aan die ander kant, hoe tragies dit is om te sien hoeveel mense gaan deur hulle lewe sonder dat hulle 'n duidelike doel het. So hoe weet jy of jy 'n goeie dag het? As jy 'n duidelike doel het, is dit maklik. Het ek nader aan my doelwit gekom vandag? Nee. Wat kan ek anders te doen môre? Goed, soos ek dit verstaan, om dit net weer eenvoudig te stel, dit is die teorie, is om meer van jou doelwit eenhede te kry. En ek meen, dit kan enigiets wees afhangende van waarvan ons praat, met minder hulpbronne en minder tyd. Ja, absoluut. Maar as jy nie daai doelwit verstaan nie, gaan jy nie die swakste skakel of die beperkings kan opspoor nie. Ja, absoluut. Die tweede ding wat ek by hom geleer het, en dit het ek as deel van 'n grondslag van my PhD gebruik, is om daai werk verder te vat, is om te gaan kyk, wat beperk jou regtig om meer van jou doelwit eenhede te bereik? Natuurlik, as jy nie 'n doelwit het nie, is dit jou eerste beperking. So, wat beperk jou regtig? En wat ek agtergekom het, is daar sekere goed wat dit moeilik maak vir ons. So die heel eerste een is beperkings wat ons om ons sien, goed wat ons dink is buite ons beheer. So sodra jou aanname is dat die meeste van die goed wat jy nodig het om 'n beter lewe vir jouself te maak of jou besigheid meer suksesvol te kan maak, sodra jy begin dink dat daai goed buite jou beheer is dit waar jy geblok word. So dit was my eerste groot insig gewees, is om te sê, as ek werk saam met myself, saam met ander mense, is dit die heel eerste aanname wat ons moet bevraagteken. Is, hoekom dink jy dat die meeste van die goed wat jy nodig het om meer doelwiteenhede te bereik, is buite jou beheer? En wat kan jy doen om dit terug te bring na jou beheer toe? Die ander goed wat dit moeilik maak, het te doen met kompleksiteit, te doen met onsekerheid. So daar's onsekerheid in ons omgewing. Ons weet nie, ons kan nie altyd presies verstaan wanneer gaan wat gebeur nie. Ons weet nie wat die impak van ons besluite is nie. So enige hoeveelheid van onsekerheid maak dit moeilik om meer van ons doelwiteenhede te bereik. Daar's ook konflikte wat ons mee deel in terme van verskillende doelwitte wat ons moet bereik, wat partykeer om een doelwit te bereik moet maak dat ek iets moet doen. Ek moet meer tyd by die werk spandeer om meer suksesvol in my besigheid te wees, maar aan die ander tyd wil ek ook 'n goeie familie opbou, en dit beteken ek moet meer tyd by die huis spandeer. So konflikte kan my ook beperk om doeleenhede te bereik, as ek nie op 'n manier daai konflik kan breek fundamenteel nie. En dan die laaste ding wat ek agtergekom het is, sodra jy mense blameer, dan word dit die grootste beperking. So wat ons insig is in beperkingsteorie is, moet die mense blameer nie, blameer die slegte aannames of oortuigings van daai mense. So as jy 'n slegte behavior sien, is dit nie omdat dit 'n slegte mens is nie, is omdat daar een of meer slegte aannames is. Nou, een van die nuwe toepassings waarvan jy my vertel het, is dit juist te doen met hierdie dat daar is nie slegte mense nie, net slegte aannames. Ja. Iemand saam met wie jy werk, het jy vertel, werk in tronke in Singapore. Yes. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Dis baie interessant. So weer eens, die aanname dat daar nie slegte mense is nie, is net 'n aanname. Ons dink dit is 'n goeie aanname. Ons weet nie, is dit 'n feit nie, en natuurlik in wetenskap noem ons niks feite nie, ons noem alles aannames of oortuigings. Ons dink dit is 'n goeie aanname, want dit stel my in staat om potensiaal raak te sien en te ontsluit. So as jy gaan in 'n tronk in, die vrou, Christina Cheng,
geweldige courageous vrou. Sy het 'n opportunity gekry om in 'n tronk in te gaan. Hulle het vir haar 16 ure kontaktyd gegee met van die ergste kriminele in Singapore. En die vraag was, kon sy 'n dramatiese impak maak op hierdie kriminele, sodat die tyd wat hulle uitgaan na die tronk uit, laat baie minder van hulle terugkom. En die impak wat sy gemaak het is ongelooflik goed geweest. Dit is so goed geweest dat die Singapore government haar 'n prys gegee het. En sy het die kans gekry om dit verder uit te werk. Maar die proses wat sy deurgegaan het, is om saam met hierdie mense binne in die tronk te werk, om te wys dat wat hulle gedoen het, bewys nie dat hulle sleg is nie. Dit bewys dat hulle slegte aannames gehad het. So vir hulle om hulle toekoms te verander, moet hulle bewus wees van wat is hierdie slegte aannames en hoe om dit te kan verander, wat dan 'n beter uitkomste sal bring. Goed, en dan net van die ander toepassings, want jy sê die laboratorium waar jy werk, dit is baie meer gerig om op nuwe toepassings te vind vir beperkingsteorie. Ja. Enige ander nuwe interessante toepassings, veral in die openbare sektor byvoorbeeld. Ja, so in die openbare sektor, ek het so 4 jaar terug het ek 'n projek gedoen saam met Invent. Hulle is die grootste kapasiteitsbou donasieorganisasie in die wêreld. Hulle word befonds deur die Duitse regering en ook saam met die UN Development Program. En ons het 'n toets gaan doen op munisipaliteite binne in Afrika. En die vraag was gewees is, kon hierdie beperkingsteorie ook jou help om meer te kan kry uit 'n munisipaliteit uit, wat ons weet wat gebeur as die basiese dienste nie die society need kan vervul nie. So ons het gaan kyk en ons het 'n paar areas gaan identifiseer. Een van hulle was die solid waste management gedeelte, en toe gaan kyk om te sê, as ons 5 dae saam met al die stakeholders spandeer, kan ons 'n dramatiese impak maak oor hoe om dramaties die kwaliteit en die kapasiteit van die dienslewering te verbeter. En die uitkomste daarvan was geweldig goed geweest. Ons het 'n dramatiese impak gemaak, nie net op die ability om die groeiende demand te kan supply nie, maar ook die verhouding tussen die mense. Want sodra 'n stelsel begin te produseer op 'n vlak wat nie jou need van society ontmoet nie, dan begin mense mekaar te blameer. So die maklikste manier om die harmonie te bewerkstellig weer is om te kyk dat die stelsel net die demand kan meet. So dit was die eerste applikasie geweest. Daaruit het ons toe in van die ander areas geraak. 'n projek wat ek huidig mee besig is ons werk saam met die Utah Governor's Office. Hulle het 'n doelwit om die best run state in die USA te wees. So ons het gaan kyk na 24 van hulle agentskappe en te gaan kyk wat is die doelwit spesifiek van elke agentskap en wat is die spesifieke beperkings wat hulle keer om daai doelwit te bereik. Nou goed, ek het nou vinnig net genoem, dit wil my voorkom, jy reis nogal baie. Ja. En ons het ook gepraat oor partykeer is daar konflik tussen jou doelwitte. En ek besef jy is ook 'n familieman, so met al die reis, hoe handhaaf jy balans met jou persoonlike lewe? 'n Baie interessante vraag. Ek dink as jy gaan kyk na enigiemand wat suksesvol is, wat jy sien is nie balans nie. Wat jy sien is fokus. En een van die diep insigte wat ons gekry het met beperkingsteorie is, as jy meer as een doelwit het, dan het jy dadelik 'n konflik. So, hoe breek ek die konflik? Een manier om die konflik te breek is, ek vat my beperkende tyd wat ek het, en ek sê, okay, as ek 3 doelwitte het, en ek het 12 ure 'n dag, dan gaan ek 4 ure 'n dag gee aan die 3 verskillende doelwitte. Dis een manier om daarna te kyk. Die probleem is, dit maak dat jy niks bereik nie. So suksesvolle mense, ek dink wat die insig is wat suksesvolle mense uitgekry het, is om te sê, om al 3 doelwitte te bereik, moet jy fokus op die een wat nie net die belangrikste is nie, maar wat deur dit te kan bereik, kry ek ook meer van die ander. So tipies as ons gaan kyk na 'n mens, praat ons altyd van health, wealth en happiness. So dis 3 verskillende doelwitte. Mense wat suksesvol is die mense wat een gekies het en agtergekom het, deur meer van daai doelwiteenhede te kry, help dit ook my ander. So as ek byvoorbeeld iets doen wat ek regtig oor passievol is, op 'n of ander manier maak dit dat ek gesonder is as 'n mens.
ek word minder siek. En dit maak ook dat die mense wat ek voor lief is, wat na my kyk, sien dat ek doen wat ek oor passievol is. En op 'n manier bevoordeel dit my verhouding met hulle. Eerder as om vir hulle te sê wat om te doen met hulle lewe, wys ek wat ek doen met my lewe. Ek doen goed wat ek oor passievol is en wat ek regtig dink gaan almal kan help. So ek dink die kern insig wat ek gehad het is om balans in jou lewe te kry, moenie om probeer om jou beperkende tyd eweredig te versprei nie. Gaan kies die ding wat jy regtig oor passievol is en as jy dit suksesvol doen, sal die ander doelwitte vanself kom. Nou goed, net as 'n laaste vraag. Suid-Afrika het baie beperkings met ons hulpbronne, of dit nou natuurlike hulpbronne is, maar veral menslike hulpbronne. So as jy in 'n neutedop moet raad gee vir Suid-Afrikaanse sake persone, in hulle komplekse organisasies, hoe om beperkingsteorie toe te pas sodat hulle die meeste doelwit eenhede kan kry. Soos ek gesê het, ek dink daar's 'n paar goed. Die eerste een is om seker te maak jy het 'n baie goeie doelwit, een doelwit wat jy wil bereik. En dit is natuurlik verskillend vir 'n maatskappy wat wil meer geld maak teenoor die publieke sektor wat wil seker maak dat hulle al die basiese benodighede vir die samelewing kan supply. So ek dink dit is waar jou beginpunt is. As jy baie duidelik is op jou doelwit, is dit 'n baie goeie vraag vir jouself om te vra, die goed wat ek mee besig is vandag, die goed wat my tyd opvat, die goed wat my scarce resources opvat, soos geld, hoe laat dit my toe om meer van hierdie doelwiteenhede te bereik? As jy gaan kyk, hoe meer ek werk met regerings weg oor die wêreld, hoe meer kom ek agter hoe moeilike probleme het hulle om op te los. Want aan die een kant weet hulle het beperkings, baie meer as die privaat sektor. So daar's baie beperkende tyd, daar's baie beperkende geld en hulle het 'n baie groot hoeveelheid mense wat hulle moet satisfy. So hoe om dit te doen? Jy kan nie almal satisfy nie. So jy moet 'n manier kry om te sê, die goed wat ek nou doen, hoe laat dit my toe om 'n beter lewe vir almal te bring? En as jy baie eerlik is met jouself, gee dit vir jou die fokus. Dit laat jou toe om te sê, die geld wat ek nou net spandeer het op hierdie dag wat ons die stadion gehuur het en mense ingekom het en almal voel goed aan die einde van die dag. Dit het ons 'n klomp geld gekos, maar dit het ons regtig toegelaat om 'n beter lewe vir almal te gee. So ek dink dit is die kortste hoeveelheid advies wat ek kan gee, is om baie duidelik wat is jou doelwit en om te gaan kyk enigiets wat jy doen, bring dit jou regtig nader aan daai doelwit of verder weg. Goed, baie dankie Dr. Ellen Barnard. Ellen, baie dankie dat jy hier by ons by RSG Geldsaake en by Moneyweb kom kuier het. Dit is heerlik om met jou te gesels en voorspoed en sterkte in hierdie wêreld van beperkingsteorie en die navorsing wat jy doen. Baie dankie vir die uitnodiging. Dit was Dr. Ellen Barnard, een van die leiers op die gebied van beperkingsteorie en uitvoerende hoof van die Goldratt Navorsingslaboratorium. Die hoër echelon insetsel is aan jou gebring deur Deloitte. Vir innoverende denke en deeglike strategiese beplanning, gaan na Deloitte.